waar grondpaaie stories vertel, waar genade weer asem gee. So vandag is vir my baie groot voorreg om met Adrian Benari te kan kom gesels en ek wil al die grondpad mense nooi skuif nader. Hierdie gaan ietsie wees wat jy nie wil mis nie. Kom gesels, sit net daar, drink dit in en besef dat elkeen van ons se pad is different, maar die Here ken ons elkeen se hart. Adrian, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy hier is vandag. Dit is vir my 'n groot voorreg. Hierdie is ons heel eerste podcast wat ons doen as grondpadmens en ek wil hê jy moet relax en jy moet vir my jou truth gee waar die Here jou gaan haal het en hoe jy vandag hierso sit en dat jy mense kan bemoedig en vir hulle sê dat wanneer die lewe moeilik is, dan weet jy waarheen om te gaan. En dit is nie altyd maklik. Wanneer die lewe gebeur. Wanneer hy Die lewe gebeur. Yes, En hy gebeur met ons almal. Ja, dis waar. So vertel jou storie, vertel vir die mense, vertel vir my en inspireer iemand wat op 'n pad is waar hulle voel daar is nie 'n antwoord nie, want ek dink jy was ook al daar wat jy gedink het, ek kan nie my voet voor die ander een sit nie. Dis te swaar om ewen asem te haal. So deel jou storie met ons, waar die Here jou gekry, waar het jy hom gekry en wat het hy vir jou gedoen? Ja, waar die Here ons lei. Ek het ek net om in kort vir jou te vertel, ek dink ek was een van hierdie modelkinders op skool. Sport, tipe van 'n sportster, nie great akademies nie, maar goed met die sport en ek was soet man, ek het myself verdra. Ek het nie gewag dat Paulien gaan 'n rookie maak nie. Ek was een van daai right outjies. Ja. En my droom was om professioneel golf te gaan speel. En so is ek in standaard 9, graad 10 vandag is dit nê. Ja, graad 11. Ja. Graad 11, daar's hy. Nog daai Dus ek uit die skool uit en ek gaan professioneel golf speel. En so staan ek eendag en saam met die speel doen ek afrigting ook. En een middag staan ek so en ek wag vir my volgende klasie om te kom en die gedagte van teologie en dominee wees kom by my op en wat vir my verskriklik vreemd is, daar's geen predikant, geen pastoor, niemand in ons familie nog ooit gewees het. Ja. Daai gevoel ontwikkel so sterk dat ek 2 weke later my hele golfakademie verkoop en op 'n golf speel. En ek besluit ek gaan teologie studeer. Maar nou sit ek met hierdie probleem, ek het nie eers matriek nie. So dit het matriek gedoen so op my eie, daardeur geworstel sonder onderwyser, maar ek is daar weer en toe universiteit toe en dit was ook maar 'n storie op sy eie, 6 jaar se teologiese opleiding is nie maklik nie, man. In daai tyd toe ontmoet ek my vorige vrou, Krishka, my eksvrou. En ons is daardeur en in my 5de jaar is my eerste klein ding gebore en ons is beroep na ons eerste gemeente toe. Fantasties, dit klink soos hierdie sprokiesverhaal. Maar tydens my teologiese studies het ek besef maar iewers is daar vir my 'n skeiding tussen wat God werklik is en wat ons kerk noem en dit wat ons kerk doen op 'n Sondag. Maar hierdie blink sterretjie het toe ook besef dat dinge is nie goed in sy huwelik nie en 'n klomp goed het daarin afgespeel, 'n buite-egtelike huwelik het daarin afgespeel en ek is toe uiteindelik het ek een Sondag van die preekstoel af geklim en net gesê ek kan nie meer hierdie doen nie. En toe is ek net 'n jaar in die bediening, 6 jaar geslaag, 'n jaar in die bediening toe besluit ek net ek kan glad nie hierdie doen nie. En soos ek deur die egskeiding wat 'n rowwe tyd was, maar dis my pa net daarna skielik oorlede. So baie goeters het op een het in 'n paar maande gebeur. Die egskeiding, my pa se dood, my verlies van identiteit as predikant en as mens, as wie ek is. Want jy sien jouself as daai persoon. Ja. Verloor ek alles in 'n kort tyd en ongelukkig in ons familie het ons so 'n bietjie van 'n genetiese predisposisie vir alkoholisme. Okay. En dis waar ek toe nou my vrede gaan probeer vind is in die bottel. En voordat ek my weer kon kry, toe slaap ek met hom langs die bed, ek kan nie funksioneer sonder hom nie.
En so is ek in die lewe in. Ek ontmoet 'n vriend, hy stel my voor aan dwelms en hierdie ou wat okay was, is ewe skielik 'n dronk druggie. Hierdie dominee Het sy ewe pad skielik- byster geraak. Ja. is ewe skielik 'n dronk druggie. En ja, dis ek in die sekulêre wêreld in seker vir 8 jaar ek kon nie 'n werk hou nie as gevolg van my Jou probleme. habits, ja. Ek kry baie goeie bestuursposte, maar dit hou net vir so 'n maand of 2 dan sien hulle deur die Adrian en hulle sien die probleme raak. En ek ontmoet toe my huidige vrou, Angelique. En ek is éventueel toe rehab toe en toe gaan dinge beter. En ek is nog steeds in die korporatiewe wêreld, maar moenie met my oor die Here praat nie. Ja, want jy het nou daai opstand in jou binneste. Yes, en ek wil niks weet van die Here nie. Moenie eers vir my vra om naby 'n kerk te kom nie. Ja. En kerkmense is die heiligste Yes, mense wat ek en in my dit is- lewe ken. So Yes. met die Here en met kerk wil ek niks Niks te te doen hê doen nie. hê En ek nie. dink op daai stadium kon ek myself min of meer kon ek myself assosieer as ateïs of agnosties. In daai lyn Want dis wat jy nou veilig Ja. voel. ja, en ek Dis dink waar jy nie veilig voel. met al my teologiese kennis en goed het ek op daai stadium gedink maar God bestaan nie. God is hierdie illusie wat ons as 'n sielkundige tool in ons kop skep om tog net vas te hou aan ietsie omdat ons onseker is van wat gaan gebeur hierna. Wat gebeur na die So jy's eintlik wat jy vir jouself sê jy's weak om dit aan dit te wil vashou. Ja, jy's weak as jy daai arme skapies wat daar in die kerk sit, shame. Ek het baie empatie en simpatie met hulle, maar Maar daar's 'n plan. ek kan nie myself daarmee assosieer nie. En Yes. toe is ek so 2 jaar skoon en een Saterdag toe dink ek, man, ek gaan na werk gaan ek vir ons 'n vleisie braai en ek gaan vir my 'n brandewyntjie gooi. Ek is nou 2 jaar skoon, ek gaan okay Jy's wees. okay. Ek gaan okay wees. Nee. En ek gooi vir my 'n brandewyn en die maandag nadat ek met my bakkie daar deur 'n palissade gery het, Ja. toe besef ek wat is besig om hier te gebeur. Jy is nie okay. Ek is nie okay nie. Toe besef ek ook ek sal nooit weer 'n sosiale drinker kan wees nie. Alkohol is vir my 'n taboe. En ek dink dit was die maandag, die Dinsdag aand vir een of ander rede wat ek nie vir jou kan vertel nie. Gaan sit ek op die badkamervloer. Maak die badkamer deur toe, gaan sit op die badkamervloer. En ek gaan sit daar net vir 'n oomblik en ek dink daar was 'n oomblik van shame want ek was nou jy was 2 jaar skoon, jy's trots op jouself en hier sit jy. Want you let Hier- yourself down. Daar so hier's ek nou weer. En ek beloof myself ek gaan nie weer daai pad gaan nie, maar ek sit op die badkamervloer en ek sê as daar 'n Here is, as daar 'n God bestaan, ek is bietjie moeg vir myself, ek is 'n bietjie gatvol vir myself, vat net al hierdie goed, Yes. al hierdie goed waarmee ek Van so my lank af weg. dra, vat dit net weg, as daar 'n God bestaan. En wat in daai oomblik gebeur het, kan ek nie vir jou eers beskryf nie. Sure. Al daai teologie, daai dogmatiese boeke, al daai goed het verdwyn. Uit. En Dis ek dit net jy ek en het die 'n Here ontmoeting met in daai badkamer. die werklike Here wat werklik is op daai badkamervloer. En net daar toe weet ek dat hierdie grondpad waarna jy nou verwys het, hierdie grondpad wat ek geloop het die Here eintlik maar ook gebruik om my toe te rus vir dit wat voor lê. En ja, so het ek net daar besef terug aan kerk toe is my pad. Yes. En ek stap kerk toe, maar ek is seker een van die ek wil nie sê weirdste nie, maar soos jy kan sien hoe ek aangetrek is, jy sal my ek sê nie die suit en tie predikant nie, maar ek is 2 dinge lief. Ek is lief vir die Here en ek is lief vir mense en ek is veral lief vir mense wat grondpad gestap het. Hulle het iets om te bied. Yes. En Wat ons hulle mis. verstaan. Hulle verstaan. Hulle hulle verstaan. En so preek ek ook op 'n Sondag as jy my op die kansel sien dat ek nie eintlik op die kansel is nie op die verhoogie. Dan praat ek. Ek is nie op 'n plek waar ek dink ek
verstaan of dink ek is beter En as al hierdie enigiemand teologie anders wat jy nie. ken en Al geswat hierdie het, teologiese goeders nie. want jy's humble. Nee, ons gesels oor die werklikheid van die lewe en die realiteit van die lewe en dit waarmee mense struggle. En nou waar vind ons God en waar vind ons Jesus in hierdie reis van trane en bloed neerstamp en deurmekaarheid die mekaar en stof op jou klere. So dis wie Adrian is en vandag het ek 'n ongelooflike passie vir die kerk. Ek dink ons het baie nog om te leer. En ek dink ons moet dalk op 'n plek kom waar ons grondpad mense beter verstaan want Jesus was homself. Was homself 'n grondpad mens. Yes. So al die gordyntjies wat ons altyd so gehang het. Ek het groot geword in die Hervormde Kerk en ons het op 'n manier bedien en is bedien en al die gordyntjies wat daar in die lewe is, dink ek het ek al afgeruk. So wat ek vir jou wil vra, as ook 'n grondpadmens, want ek het ook my storie. Daai ou wat nou, of daai man of vrou wat nou daar sit en nou hierdie per ongeluk scroll op 'n sosiale platform. Wat sou jy vir hulle gesê het? Daai ou wat die drankbottel langs sy bed het of in sy kar sit of distraction in sy lewe veroorsaak, in sy huwelik, in sy huis, in wat jy in jou werk. Wat se raad? Want baie keer moet ons vir mense sê hoe het ons dit gedoen, nie net die storie vertel. Ons is nou aan die ander kant nie. Wat moes jy doen? Wat moes jy doen? Hoe het jy daar gekom? Wat was jou volgende stap? En dis die tools wat ons vir mense wil gee. So my vraag aan jou is, wat sou jy vir iemand sê? Wat vir jou sê, ek sit ekskuus, op die badkamervloer. Ek sit met my brandewyn in my hand. Wat sou jy vir hulle nou sê? En ek weet nie wat om te doen nie. Wat sou jy sê? Ek dink heel eerstens sou ek vir hulle sê dat ons is so geneig daartoe om aan al die toue van die lewe vas te hou. Ons wil so vashou en beheer toepas oor alles en wat met my op daai badkamer vloer eintlik maar gebeur het, was 'n totale oorgawe. Was 'n totale oorgawe en in daai moment het ek 'n stukkie hoop gevind. Hoop is so 'n ou baie keer cliché, cheap woordjie want wat sê ons eintlik is sê hopelik gaan ek môre 'n verhoging kry of hopelik, wat beteken die woord werklik? Is die feit dat die lewe is nog nie met jou klaar nie. Jou kans is nog nie klaar nie. Die lewe is nog nie klaar met jou nie. En om net die toue te laat gaan en te besef maar eintlik is ons in beheer van niks. Ons is in beheer van niks. En al wat ons kan doen is om regtig vir mense lief te wees, al is hulle nie vir ons teruglief nie. Om vir God lief te wees, al voel dit baie keer of hy net Ons vergeet het, ja. Of hy net gone is en of jy teen die mure en teen die dak vasbid of wat ook al. Vind jouself, vind God op jou eie manier. God sal jou daar ontmoet. Gee jy net daai een tree. God sal jou ontmoet in die ander tree gee, waar jy ook al is. En waar deur jy ook al mag wees. So ek dink vir ons as grondpadmense en ek is humbled om jou storie met jou te kan deel. Wat vir my mooi is dat jy geleer het om mense, jy sê jy is mens. Ek is ook 'n mens. Maar ek moes leer deur life dat ek nie myself bo ander mense kan stel nie. Ek kan nie sê omdat jy 'n alkoholist was of omdat jy 'n druggie of omdat jy, want mense sit labels op jou. Mense label maklik. Hulle label jou en toe ek toe ek grondpadmens CD gelons het ek daai spesifieke dag het ek gepraat oor labels en baadjies wat mense vir jou aangee en dan dra jy daai baadjie deur jou lewe. En wat ek en jy wil doen vir die mense daar buite is om vir hulle te sê, trek uit daai baadjie. Laat los die toue. Haal die labels van jou af en gaan doen iets vir iemand wat op 'n ander plek op dieselfde journey is. Sodat hulle kan sien. Ek sê vir Koenie my man, ek sê vir hom, ek lees iets en ek praat met die Here en ek sê Here, hoekom moet ons deur
hierdie moeilike dinge in ons lewe gaan? Hoekom voel dit so donker? Here, hoekom het jy my in die donker gelos? En die Here sê, ek het jou uitgebring, want jy weet waar die donker is, sodat jy ander kan gaan haal en uitbring in die lig. En dis wat Grondpad Mens, dis wat ons wil doen in ons bediening. Dit is vir my spesiaal dat jy jou storie met ons deel, dat jy vir mense jou truth gee. Want hier sit jy is 'n dominee, en jy kan mos nou nie, jy kan nie al daai goed wees. Ja, ek kan glad nie die druggie Kan en nie, die dronke druggie wees En wat op 'n ek stadium wil, op straat geslaap het. Nee, ek kan nie daai ou wees nie. So die storie agter hierdie hele ding is dat daar is hoop. En dit is die kraks van ons ministry. My, joune, ons werk wat ons vir die Here doen, ons wil vir jou hoop gee, sodat jy weet, dat wanneer dit op sy donkerste is, op die badkamervloer, en jy die toue los, dan sê die Here, ek het jou nog nooit alleen gelaat nie. Dan sit hy vir die lig aan. Dan sit hy vir hierdie Dan lig sit hy aan. vir En die hier lig. is ons, en ons wil vandag die lig aansit vir jou, wat hier nou luister. En jou waarheid is mooi. En ek hoop ek glo dat mense dit gaan ontvang, soos wat die Here dit daar buite wil sit. Jou truth. En dankie dat jy dit met ons deel, en met almal wat dit gaan sien, en deel dit. Stuur dit vir iemand. Dit gaan nie net oor alkoholisme of, dit gaan oor 'n struggle, die realness in life. En vandag wil ek vir jou sê, dit is 'n honor om hierdie pad, wat ons vir die Here werk, en dinge vir die Here te doen, te stap saam met iemand soos jy, wat 'n liefde het vir mense. Want die Here sê ons moet mekaar lief hê, mekaar se arms optel, en dis wat ons wil doen. Adrian, jy het my gebless. Dankie dat jy gehoorsaam is aan die Here. Dankie dat jy 'n grondpad mens is en nie skaam is daaroor nie. Ongelooflike groot voorreg. Ons gaan mense wat in die donker is, gaan ons uithaal, en ons gaan hulle haal, en ons gaan vir hulle sê, hier is lig, hier is nog 'n kans. Die Here het jou lief, hy het jou nie vergeet nie. Mag jy dit altyd onthou, dat jy is God se grondpad mens. Hier waar grondpaaie stories vertel, waar genade weer asem gee, waar gebroken harte herstel, en geloof jou leer om weer te leef. Grondpad mens,